Ons Here Vader, dankie vir die samesyn van gelowiges. En dankie dat ons vanaand kan ontmoet as gelowiges in U naam en deur die genade. Dit is 'n voorreg om U te kan ken. Dankie dat U met ons 'n verhouding wil aanknoop. En dankie deur en in die verhouding kan ons U ken. Ons kan U wese ken, U karakter ken. En U glorie, Vader. Verseker nie ten volle nie, maar ten dele. Want dankie dat ons kan groei. Vader, ek wil bid dat U hierdie woord sal seën in elke hart. Berei die grond voor. En laat dit val op vrugbare grond. En laat dit groei deur die krag van die Gees. Want is tog U wat lewende water gee. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Baie dankie, julle is welkom om julle sitplekke te neem. Baie dankie vir die musiek. Julle is welkom om op te maak by Hebreërs 12. Indien jy sou wou, ek het dit ook veel op, Hebreërs 12 vers 28 tot 29. Hebreërs 12 vers 28 tot 29 gaan ek ons lees. Daarom, terwyl ons onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees en God daardeur op 'n welgevallige wyse dien. Met eerbiedige onderworpenheid en ontzag. Ons God is inderdaad 'n verterende vuur. Net tot daar. Verlede week het ons gekyk na wat beteken dit om vrees vir die Here te hê. Die Bybel, die Psalms, Spreuke is vol daarvan. Hulle sê wysheid begin by vrees van die Here. En ons het 'n bietjie gekyk wat beteken, wat is vrees van die Here? En ek wil jou uitnooi dat as jy dit miskien gemis het om dit dalk te gaan kyk op YouTube of op Facebook. Net ons laat so 'n bietjie begrip kan gee, maar ek gaan so vlugtelik net weer probeer verduidelik. Ons het gesien dat vrees vir die Here is nie 'n slawevrees, 'n vrees wat 'n slaaf het vir sy meester nie. Dis nie 'n vrees wat jou wegdryf van God nie. Vrees vir die Here, inteendeel, is 'n vrees wat jou trek na die Here toe. God wil ons natuurlik met ons 'n verhouding hê. En daarom as hy vir ons sê dat ons moet vrees, of dat ons hierso het gesê ons moet hom aanbid op die regte manier met eerbied en vrees, dan beteken dit hierdie vrees moet ons trek na hom toe. En as ek 'n eenvoudige voorbeeld, natuurlik het al ons voorbeelde maar 'n bietjie perke, maar as ek 'n eenvoudige voorbeeld moet beskryf, dan sal ek sê 'n slegte vrees vir die Here is 'n vrees wat jy het as jy op die pad ry en iewes skielik sien jy die blou en die rooi ligte wat agter jou aangaan. Dat jou hart so sak tot onder op die pedaal en dat jy hoop dit is nie vir jou, vir wie hy kom nie. Dis 'n slegte vrees. 'n Vrees wat jou vingers wil klap en jy wil net verdwyn. Gesonde vrees het 'n soortgelyke reaksie tot 'n mate. Soos baie van julle sal kan onthou die dag toe jy dalk jou nooi getrou het, jy daar by die kansel gestaan en sy daar afgestap, is die mooiste bruid wat die wêreld al gesien het, nee. En dit is verseker so. En jy het selfs, jou hart het begin klop, en jy het begin sweet, en jy het begin selfs dalk aan die bewe gaan, van hierdie duif wat nou gering gaan word. En dit is die konsep van die twee verskillende vrese. Daar is 'n soortgelyke selfde reaksie, die hart klop, die pols styg, nee, die palm sweet, en jy gaan selfs aan die bewe. Maar die een wil hê jy moet verdwyn, en die ander een sê, wow, jy staan in verwondering, jy dink groot gedagtes. En dis die konsep van vrees vir die Here. Vrees vir die Here sê op die groot gedagtes oor God, die gedagtes van verwondering, hierdie gedagte waar jy stil staan en sê, wow, die Here is groot, hy is by ver groter, en tot so mate dat dit jou in aanbidding forceer. Dis die vrees vir die Here. Nou volgende wil ek 'n tweede vraag vra. Ons het gesê wat die vrees vir die Here is. En vanoggend wil ons vra, waarom is die vrees vir die Here noodsaaklik vir 'n gelowige? So jy kan nou sê, maar hoekom? Ja, okay, maar hoekom? Of so wat? Hoekom moet ek vrees vir die Here hê? En ek praat binne die konteks van die kerk vanaand en binne gelowige, nee. Nou, ek wil eers sê dat ons gedeelte van Hebreërs 12 gaan ons so 'n bietjie wys hoekom dit belangrik is, en ek glo hy wys vir ons 3 fasette. Maar Hebreërs 12 is nie 'n hoofstuk wat praat wat die hele vrees van die Here oorsigtelik bespreek nie. Hy sit nie die vrees van die Here uiteen nie. Die skrywer se doel is nie om die vrees van die Here te verduidelik nie, en ek wil hê julle moet weet. Sy doel is eintlik, hy verduidelik vir ons 'n koninkryk wat ons gekry het, hy verduidelik Christus is die middelaar, en hy verduidelik dat ons deur Christus hierdie koninkryk gekry het, en dan nadat hy dit gesê het, hy verduidelik die genade, nadat hy dit gesê het, sê hy vir ons,
daar is dan een gepaste reaksie op dit wat jy gekry het. En dit is daai vers 28 en 29. En ek wil oor die reaksie praat. So ek bespreek nie die hele hoofstuk 12 nie. Ek het verlede 'n bietjie melding daarvan gemaak en ek sal vanaand weer. Ek wil net hê jy moet weet, die skrywer bevestig 'n reaksie op die genade en op die koninkryk wat ons kry. En hierdie reaksie is aanbidding en aanbidding word gemotiveer deur die vrees van die Here, hierdie verwondering. So dit is my vertrekpunt. Die Hebreëse skrywer, soos julle verlede week sal onthou, het oor 2 berge gepraat. Het gepraat oor Sinai en het gepraat oor Sion. Sinai is die berg wat ons in die Ou Testament gekry het waar die wet gegee was. Moses het opgegaan om die 10 gebooie te kry, die kliptablette, onthou toe hy opgegaan het en daar was donderweer en vuur en duister en die aarde het gebewe, Israel het gebewe, Moses het gebewe, hulle was bang. En toe beskryf hy Sion. En hy sê vir die mense, as jy in Jesus is jy nie meer by Sinai nie. As jy nie in Jesus is nie, is jy nog by Sinai. Jy gaan gemeet word en jy gaan kort gevind word. Maar as jy in Christus is, kom jy by Sion aan. Sion is die berg van genade. Dit is die berg waar Christus is. Dit is die hemelse Jerusalem. Dit is 'n wonderlike plek om aan te kom. En die 2 konsepte is, die een laat jou bewe van vrees, maar die een laat jou in onsag bewe, in wonderbaarlikheid, in skoonheid, in almag van God se glorie kan jy by Sion staan en jy sê, wow. Die een bring jou voor die altaar, soos jy was met die bruid en die bruidegom, en die ander een bring jou by die oordeel. En dis wat hy sê, en hy sê, ons is by Sion, omdat ons 'n middelaar het, Jesus Christus. Net Jesus Christus bring jou by Sion uit. En nou het ons die vraag verlede week gevra, maar hoe is dit moontlik dat die God by Sinai nog dieselfde God by Sion is? Het God dan verander? Het die God van die Ou Testament verander? Na die God van die Nuwe Testament? Ons het gesê nee. Ons het sê, ons weet baie kerke verkondig dit so, maar dis nie so nie. God kan nie verander nie. God moet God wees. En teenoor die skrif sê vir ons, hy verander nooit nie. So ons sê nie God het verander nie, maar wat het verander? Ons posisie. Ons posisie het verander. Ons staan nou by Sion. So jy sien hierdie prentjie wat hy skets. Hy praat oor genade, hy praat oor geloof en hoe ons gered is. En dan praat hy van 'n middelaar. Hy praat van Sinai en Sion en ons het beweeg deur die middelaar, ons staan by Sion. En nadat hy dit gesê het, omdat jy by Sion staan, het jy iets gekry. Wat het ons gekry? Hy sê ons het 'n onwankelbare koninkryk gekry. 'n Koninkryk, die koninkryk in ons, die gees van die Here in ons, ook die hemel wat kom, maar ook soos Lukas sê, koninkryk wat in ons is. Iets in ons het besig gebeur om te verander, en dit is onwankelbaar. En nou sê hy, omdat jy by Sion staan, met Christus, en omdat jy die koninkryk het, is daar net een manier hoe om te reageer. Weet jy wat is die een manier? Aanbidding. Hy sê nie, hoor die manne, nou het jy die koninkryk ontvang, gaan en begin 'n mannebediening. Hoor die manne, nou het jy die koninkryk ontvang, gaan en begin iets vir sy glorie, of iets. Hy sê die eerste gepaste manier is aanbidding. Ek sê nie mannebedienings is nie belangrik nie. Ek wil hê jy moet weet, die eerste reaksie op die koninkryk wat jy ontvang, is om te aanbid. So om in aanbidding te buig. Hy sê, omdat ons, kyk, hy voegwoord, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang. Omdat. Nou let op, hy woordjie ontvang, julle kan net so 'n bietjie daar hou. Hy sê, omdat julle 'n koninkryk ontvang het. Ons het nie die koninkryk verdien nie, ons het nie vir hom gewerk nie, jy kry nie die koninkryk net omdat jy in die kerk sit nie, jy kry nie die koninkryk omdat jy gekatkiseer het nie, jy kry nie die koninkryk omdat jy gedoop is nie. Dis 'n koninkryk wat jy ontvang het. En hoe het jy hom ontvang? Deur genade. Deur genade. Dis die idee van ontvang. Ek ontvang die geskenk. Sal dit 'n geskenk wees as dit genade is? Nee. So jy ontvang iets, en omdat dit so groot geskenk is, aanbid jy. Dis wat jy doen as iemand vir jou kom en hy gee jou 'n groot geskenk, nee. Jy aanbid hom nie, maar jy sê, baie dankie. Baie dankie vir hierdie kar, vir hierdie huis. Baie dankie vir hierdie groot geskenk. Ons ontvang dit. En ons moet besef, dat ons verdien die dood, maar Christus verdien lewe. En wat Christus verdien en wat ons verdien, het eintlik omgeruil, nee. So omdat ons die dood verdien, het Christus eintlik vir ons sy lewe gegee. En hy het ons dood gevat.
Dis die geskenk. Die geskenk is, Christus lê sy lewe neer vir jou wat eintlik die dood verdien en jy kry dit. Nou wanneer ons daai werklikheid besef van hierdie koninkryk wat ons kry, hierdie geskenk wat ons kry, dan gebeur iets besonders met ons harte. En ek dink baie keer verstaan ons of ons vergeet so gou van die kruis. Ons moet nie stil staan by die kruis, maar ek dink ons vergeet baie keer so gou. En ek dink as ons dit kan onthou, gebeur twee goed. As ons die volle offer van die kruis onthou en die prys wat betaal is. As ons dit kan besef, gebeur twee goed. John Bunyan, hy was die skrywer van die Pelgrimstog, Pilgrim's Progress. Maar John Bunyan skryf in een van sy boeke, hy sê, wanneer ons die impak van die kruis verstaan, gebeur twee goed, en hy noem dit 'n blessed confusion. Dit klink vreemd, jy is geseënd, maar jy is verward. Dis hoe hy dit beskryf. Nou wat hy daarmee bedoel, is hy sê, aan die een kant besef jy die grootheid van die vergifnis, maar terselfdertyd besef jy die diepte van jou skuld. Jy besef die prys wat betaal moes word om jou los te koop, om die koste van die prys te sien, en dan vernietig dit jou trots. Hy sê, jy sien Jesus wat sterf aan die kruis, en jy sê, sjoe, dit is 'n duur prys. Maar dan besef jy, Christus het dit vrywillig gedoen, en dan sê jy, wow, vir my. So dit los jou in die, soos hy sê, die blessed confusion. Dit wil jou laat treur oor jou sonde, maar terselfdertyd wil dit jou laat jubel oor jou verlosser. Dis wat die kruis doen. Dink gou by onsself, dat die seun van God, die enigste seun van God, en die seun God was so lief vir hom, Johannes 3:16, dat hy vir my gesterf het, vir my. En dan dink ek aan die laaste week, ons hoef nie eers na 'n week toe terug te gaan nie, ons kan dink aan vandag, ons kan dink aan gister, ons kan dink dalk aan Vrydag aand, en sê ek, sjoe ja, hoe is dit dat u aan my gedink toe u aan daai kruis gehang het? Aan my. Dan wil ek skuldig voel. Maar dan terselfdertyd, dan weet ek maar hy het aan daai kruis gehang, want dit was vrywillig. Hy het gekies om dit te doen, sodat hy my kan loskoop. En omdat ek losgekoop is, dan staan ek in verwondering. So, dis hierdie twee gedagtes wat so teenoorgestel mekaar staan, maar hulle loop hand aan hand. Die een wil jou laat jubel oor genade, maar die ander een wil jou laat bekeer. Die ander een laat jou bekeer en die ander een laat jou in verwondering staan. Jy sien die kruis. Jy sien jou skuld, maar jy sien ook, wow, wat 'n groot offer vir my. Ek dink 'n goeie voorbeeld. Ek wil nie ons moet dit snap, want uit is ons vertrekpunt. Onthou jy die gelykenis van die verlore seun, wat sy pa se erfgeld gevat het, gaan hy na die prostituie toe word hy dronk, hy gaan drink alles uit en gebruik dit, en hy verloor al die geld en dobbel, en toe sy by die varke, en as hy daar by die vark, toe dink hy, as hy maar net bietjie van die vark se skimmels kan eet, sal hy nie so honger wees nie, en toe wat is die gedagte wat hy dink? As ek na my pa se huis toe kan gaan en werk as 'n slaaf, sal dit beter gaan met my. En daar kom die seun, wat so eintlik maar sy pa se geld en alles net gemors het. Die rebel. En hy kom daar teruggekruip soos 'n wurm, en in die verte sien hy sy pa. En wat is dit wat sy pa doen? Die seun ervaar skuld. Die seun dink ek sal die minste in my pa se huis wees, want ek is swanger. Die seun ervaar spyt, hy kom terug. Ek bedoel, wat gaan die seun vir sy pa sê? Ek het alles gemors, alles weggegooi. Ek is skuldig. Maar die pa kom aangehardloop en die pa kleed hom met 'n jas, en sit vir hom goueringe aan en sê, my kind, welkom tuis. Sien jy, dit wil jou dryf na skuld toe, maar dit wil jou nie los by skuld nie, want jy besef die glorie en die grootheid van God se genade. Your blessed confusion. En die week toe vra my oudste my, hy sê, hoekom moes Jesus se prys die dood gewees het? Hoekom moes hy sterf? Hoekom kon dit nie 'n ander straf wees nie? Ek sê, wat so straf? Hy sê, hoekom kon hy nie net vir 'n dag die kos gekry het nie? En dit is eintlik fantasties, want ek sou dink, ja, dankie tog, want dan hoef Jesus nie vir my dood te gegaan het nie. Want ou verskuldig laat iemand in jou plek sterf, man.
Maar hy vra die vraag, en weet jy, dit is so 'n goeie vraag, want ek dink dit wys twee goed uit. Eerstens, dit wys vir ons hoe ernstig God sonde opneem. Hoe ernstig neem hy dit op? Dat gestraf moet word met die dood. Maar tweedens wys dit vir my ook hoe ernstig God die kruis vir ons gegee het, dat hy bereid was om sy seun so te stuur. Ek los jou na die twee gedagtes. 'n groot dierprys, maar 'n wonderlike kruis. En dis wat kruis doen. En dis wat die woord eintlik vir ons sê. En ons moet hierdie twee goeders in perspektief bring, want die een wys na God se heiligheid, hy verdra nie sonde nie, hy moet dit straf, want hy is heilig. Maar die ander een wys ook die pad wat hy bereid was om te stap, om jou vry te maak van dit. En baie keer vat ons die een weg, veral God se heiligheid. En ons sê net, die kruis, wonderlik, genade op genade. Maar hoekom moes Jesus sterf? Hoekom kon Jesus nie gaan sonder 'n dag se brood nie? Want God verdra nie sonde nie. Die prys van sonde is die dood. En as God dit op enigstens ander manier moes straf, sou hy heilig gewees het nie. Jy sien, die Bybel skets die spanning. Die skrif laat ons nie toe om die troos en die gemak van God te hê sonder die gewig van God nie. Hierdie is die gewig van God, sy heiligheid. En jy kan nie net die troos en die gemak van God kry sonder die heiligheid van God nie. En hierdie spesifieke skrifvers, Hebreërs 12:29, dit laat die kerk nie toe om die genade van die Here te hê sonder daai vrees van die Here, daai ontzag van die Here, sonder om die Here hoog te ag. Want jy kan nie sê, is genade op genade, maar jy dink bitter min van God nie. So vrees van die Here, dink baie van God. Dit dink groot gedagtes van God. En dit maak nie die kruis goedkoop nie, en dit maak ook nie genade goedkoop nie. En dit maak ook nie die karakter van God goedkoop nie. Dit mag nie. Want dan is dit nie meer vrees nie. Dan is dit nie meer ontzag nie. Dan is dit nie meer verwondering nie. Hoe groter jou gedagtes oor God, hoe groter word God vir jou. Hy is groot. Maar hoe groter God vir jou word, hoe kosbaarder raak Christus. En hoe kosbaarder Christus word, hoe natuurliker raak die vrees van die Here in jou. Hoe groter begin jou denke groei. En dit is wat die Hebreëse skrywer ons heen lei. Hy sê, jy ontvang 'n koninkryk, wat nie wankel nie, op grond van Christus. Jy is nie by Sinai nie, maar jy is by Sion. En omdat jy hierdie koninkryk gekry het, lei dit jou tot aanbidding en tot dankbaarheid. Maar nie enige aanbidding nie. Hy sê vir ons, welbehaaglike aanbidding. Nee, dis wat hy sê. Ons het 'n koninkryk ontvang en laat ons dankbaar wees en God daardeur op 'n welgevallige wyse dien. Welgevallige, die regte manier, op 'n regte vorm, op God, wat vir God aanvaarbaar is. Laat ons hom aanbid wat vir hom aanvaarbaar is. En so ek glo, dat wanneer ons gaan stilstaan by die twee verse, gaan ons 3 perspektiewe van ons herstel word. 3. Ek glo die vrees van die Here herstel 3 perspektiewe. As jy 'n gesonde vrees het vir die Here, eerstens herstel dit die perspektief oor aanbidding, hoe jy moet aanbid en hoe lyk aanbidding. Tweedens herstel dit die perspektief oor God, God se wese, God se heiligheid, God se karakter. En derdens, 'n gesonde vrees van die Here herstel jou perspektief oor jouself. Dit herstel oor hoe jy dink oor jouself. En ek 'n bietjie praat oor hierdie 3 perspektiewe. Ek wil dit vir jou uitlig. Dan sal jy verstaan hoekom ons 'n gesonde vrees vir die Here moet hê. Ons wil 'n gesonde vrees hê, want ons wil hê ons perspektief oor aanbidding moet herstel word, ons wil hê ons perspektief oor God moet herstel word, en ons wil hê ons perspektief oor onsself moet herstel word. So kom ons begin met die eerste een. Die vrees van die Here herstel ons perspektief oor aanbidding. Hy sê, daarom laat ons God op 'n welgevallige wyse dien, met eerbied en ontzag. Daarom laat ons. Dis besonders. Daarom laat ons. Jy het 'n koninkryk ontvang, daarom laat ons God op 'n welgevallige wyse dien. Die woordjie dien is dieselfde woordjie vir die Engelspad van worship. Jy het 'n koninkryk ontvang, daarom moet jy God reg worship. Jy het 'n middelaar ontvang, daarom moet jy God reg worship. En ons moet verstaan, as jy dalk my intropreek onthou was Romeine 12 vers 1 tot 3,
praat spesifiek oor aanbidding. Aanbidding is nie net musiek nie. En dit kan nie net musiek wees nie, want dan beteken dit ons is in die moeilikheid, want dit beteken ons aanbid net vir 15 minute in 'n week. Aanbidding is, worship is nie net musiek nie. Worship is 'n vorm van musiek. Worship is 'n vorm van uiting van musiek. Maar worship is die posisie van die hart en die denke wat gerig word teenoor God. Dis hoekom Romeine 12 sê, laat jou gedagtes vernuwe word. Dink anderste oor God. Verander die posisie van jou hart teenoor God. Hoe groter jy dink van God, is dit worship? Verseker. Dink jy aanbid God as die son so sak, daar so in die verte, en ons sê die engeltjies bak koekies en ons sê, ons God het gemaak. Is dit worship? Verseker. Is worship net musiek? Nee. Dis 'n element daarvan. God stel nie belang in die note wat gespeel word nie. Inteendeel, ek dink die hemel het by verre beter simfonie wat hy speel, as ons orkeste in die wêreld, nie julle nie. In die wêreld. Dit gaan nog altyd waaroor? Oor die posisie van die hart. Wat is dit wat die Here sê oor die Fariseërs? Oor sy volk. Onder die Here Jesus, hy sê, julle aanbid my met julle lippe, maar julle harte is ver van my. God sê, julle worship my nie. Want die posisie van jou hart is nie by my nie. Dit gaan oor die posisie van jou hart. Daarom kan ons die regte liedjies sing, ons kan die regte melodie speel, ons kan die regte gebedjies sê, ons kan so gedissiplineerd wees in die woord, ons kan al hierdie kerklike goeders doen, maar as die posisie van die hart nie by God lê nie, is dit nie worship nie. Dis nie worship nie. Praat van, laat ons God reg worship. Om hom reg te aanbid. En ons lewe in 'n moderne era, waar ek al baie keer gehoor het, toe ek in die kerkbanke gesit het, dan sal iemand na my toe kom en vir my sê, het jy van die worship gehou? Is die worship vir jou lekker? En ek sê, ja, is okay. Hy sê, nee, hulle like dit nie, hulle gaan aan die kerk kry. Ek sê, okay. Jy van die musiek gelaai, het jy die diens geniet? Was dit goed? Vriende, kom ons wees eerlik. Worship is nie vir my en jou nie. Daarom gaan dit nie oor hoe ek dit geniet nie. En die oomblik as ek dink worship gaan oor my, dan beteken dit, ek moet aanbid word. Dit gaan oor die status van jou hart. Ons sing om hom te eer. Ons preek die woord om hom te eer. Ons lewe om hom te eer. Dis wat Paulus sê, nee, daarom of jy eet of drink, doen alles tot die eer van die Here. Jou lewe, jou posisie van jou hart is worship. Dit is aanbidding. Dit mag nie beperk word tot net 'n liedjie nie. En hy roep ons op, hy sê, laat ons God op die regte manier aanbid. Op die regte manier. Nou, ek sê nie daar's verkeerd met musiek en voorkere en wat die preek nou bemoedig nie, verseker. Ek sê net, worship lê nie by wat ek kan voel of ervaar nie. Worship vra die vraag, wat behaag God? As ons kerk toe kom, dan vra ons, wat behaag God? En ek moet sê, die laaste 2 weke het hierdie spesifieke tema 'n bietjie anders te laat dink. As ek kerk toe kom, hoekom kom ek? Kom ek om God te behaag? Of kom ek vir intrinsieke motiewe? En dit druk my. Kom ek net om nou net 'n ou preekie te kom preek, sodat ek net almal van julle gelukkig kan hou? Of kom ek om God te behaag? Deur die preking van sy woord. En jy sal volgende week sien, dat as dit jou ingesteldheid is, as dit my ingesteldheid is om God te behaag deur die prediking van sy woord, dan nader ek sy woord met absolute eer en ontzag. En ek gooi nie net skrifverse rond links en regs, soos wat ek wil nie. Dis vir my as 'n prediker. Want ek durf nie woorde in die allerheiligste se mond sit wat hy nie geuiter het nie. Sodat die skrywer vra jou, hy sê, omdat jy die koninkryk aanvaar het, laat jy God op 'n welgevallige wyse dien. Laat ons hom op die regte manier dien.
En nou sê vir jou, wat is die regte manier? Kyk daar. Laat ons God op die regte manier worship. Hoe? Met eerbied en ontzag. Ek gaan nou praat oor eerbied. Eerbied is eer te bied, eer te gee aan God. Die 2020 praat van onderworpenheid, om jouself te onderwerp en om God eer te gee, om jouself minder te maak en God op te hef. Dit is daai perspektief oor die self. Dit is my derde punt, né? Onthou dit. Maar ek praat nou oor daai ontzag. Laat ons God op die regte manier aanbid, met eerbied en ontzag. Die vrees van die Here verander nie of ek aanbid nie. Die vrees van die Here verander hoe ek aanbid. Dit verander die posisie van die hart. Dit kweek 'n ander ingesteldheid. Wanneer die vrees van die Here verdwyn, raak aanbidding oppervlakkig. Hoe minder jy van die Here dink, hoe minder gaan jou woorde iets beteken. Hoe minder gaan jou hart iets beteken. Hoe meer jy van die Here dink, hoe meer beteken die hart iets vir die Here. En jy kan dit eintlik nie skei nie. En ons weet waar ons harte baie keer lê, nee. Ons weet as ons maar net liedjies sing, omdat ons hom ken van kleins af. Ons weet maar net as ons deur die week gaan. As die vrees van die Here terugkeer, dan word aanbidding godsgesentreerd. En aanbidding kan eintlik nie aanbidding wees as dit nie God-gesentreerd is nie. Die tweede punt. So dis die eerste. Wanneer ons 'n gesonde vrees het, wanneer ons goeie gedagtes dink oor God, groot gedagtes dink oor God, as ons hom respekteer en ontzag het vir hom, dan herstel dit ons perspektief oor aanbidding. Tweede een, die vrees van die Here herstel ons perspektief oor God. Dit herstel ons perspektief oor God. Die skrif sê, want ons God is 'n verterende vuur, nê. Dis wat die laaste vers wat ek vir julle gelees het. Hy sê, daarom laat ons God op die regte manier worship, met eerbied en ontzag, want ons God is inderdaad 'n verterende vuur. Ek het hom nie op die skryf nie. Maar dis vers 29. Hy gee nou vir jou die rede. Hy gee vir ons die rede, hoekom ons God reg moet worship. Hoekom moet ons God reg worship? Want ons God is 'n verterende vuur. Dit is die rede. God is 'n verterende vuur. En die konsep, as jy hom koppel met die eerste deel van hoofstuk 12 is, die God by Sinaï is dieselfde God by Sion, en die vuur by Sinaï is ook die vuur by Sion, maar die enigste rede hoekom ons by Sion kan wees, is omdat ons posisie verander in Christus. Dis dieselfde God oor die eeue heen. Dieselfde God wat in 'n vuurkolom die Israeliete beskerm het in die woestyn, is dieselfde God wat ons nog steeds vandag aanbid. Dieselfde God wat Sodom en Gomorra vernietig het met vuur, is dieselfde God wat ons vandag nog steeds aanbid. Die enigste verskil is, ons posisie het verander in Christus. Ons aanbid nie 'n ander God nie. Dis dieselfde heilige, volmaakte God. Dit is interessant, hierdie vers 29, en ek juis verlede week nie genoem nie, want ek word gehou het vir hierdie week. Maar wat die skrywer doen is, hy haal vers 29, want ons God is 'n verterende vuur, haal hy van Deuteronomium 4:24 uit. Hy haal dit uit vir 'n rede. Want hy wil hê jy moet teruggaan na Deuteronomium 4, vers 24 en gaan lees wat daar gebeur het. Weet jy wat het daar gebeur? Israel was so bang. Hulle was so bang omdat God gepraat het op die berg. Hulle was bang. Hulle het gebewe en gesidder. Hulle was bang. En Moses sê vir hulle, jou God, die Here, is 'n verterende vuur, 'n jaloerse God. Hy wil vir hulle sê, daar is net een. En hierdie een is jaloers. Nie slegte jaloesie nie. Jaloers op 'n sin van, hy deel nie sy glorie nie. Hy deel nie sy glorie nie. Hy deel dit nie. Daarom verdra God nie verdeelde harte nie. En dit is hoekom Jesus ook gespreek. Jesus het gesê, 'n slaaf kan nie twee meesters hê nie. Jy kan nie God en Mammon dien nie. Mammon is die geldgod. Nee. Jy kan nie geld dien en God dien nie. Hoekom nie? Want waar lê jou hart? Waar lê jou hart? God sê, ek soek alles. Ek deel nie my glorie met geld nie. Ek deel nie my glorie met Mammon nie. Ek soek alles. En hy alleen verdien in elk geval die glorie. Die skrif sê selfs die skepping aanbid God. Jou raak gedink. Jou gedink dat die skepping in sy pragt en sy majesteit God aanbid. En ek glo dit is 'n groot rede hoekom ons nie oor God kan praat as net ons chommie nie. Of as net ons big guy in the sky.
Nee, ons oupa groot. Ons man, ons vader tyd. Want hy alleen verdien glorie, en hy alleen is waardig vir glorie. En daarom as ons hom nader, besef ons van wie ons praat en wie ons nader. Wat se God nader ons? Die verterende vuur een. Gaan dit ons los dat ons wil weghardloop? Nee. Hoekom nie? Want ons het 'n middelaar. Christus. Ons is veilig. Ek het verlede week gepraat van die hok en die haai. Ons is in die hok en ons sien die majesteit, die grootheid en die almag. Ons kan nooit van God praat as net 'n geblote helper. Hy is ons Vader. Hy is ons verlosser. Hy is die heilige koning. Hy is die skepper. Hy is die soewereine. Hy is die regter. Hy is die begin. Hy is die einde. Gaan ons volkome altyd alles van hom verstaan? Nee. Ons kan genoeg verstaan. En ek sien dit, ek sien predikers so gou geneig om te praat net oor die liefde van God. En dis oké, want die liefde is groot. Dis baie groot liefde in die pryse. Maar predikers is ook gou geneig om net te praat oor die genade van God. En dis oké, want is genade onbeskryflik groot. Maar wanneer dit kom by God se heiligheid, sy wese, sy almag, sy verterende vuur eienskappe, is ons geneig om stil te bly. Want dit maak nie vir ons sin nie. Ons kan nie sien hoe 'n verterende vuur kan versoen met die liefde van God nie. En omdat ons dit nie kan verduidelik, dan los ons dit nie uit. Ons los die heiligheid van God uit, die glorie van God uit, die almag van God. En dit sê is net liefde en drukkies en soetjies vir almal, asseblief, kom, staan in 'n ry. God wil net soen en soen en soen. Verseker is daar liefde, maar is nie net liefde nie. Ons kan nie die eienskappe van God ontneem wat God maak nie. Sy glorie, sy majesteit, die een wie ek aanskou, durf dit nie doen. En ek glo predikers is in 'n gevaar van dwaalleer, nie vir dit wat hulle verkondig nie, maar vir dit waaroor hulle stil bly. Predikers is in 'n gevaar van dwaalleer, want hulle bly stil oor sekere goed van God, en hulle oorbeklemtoon sekere goeders. Ons is nie selektief as dit kom by die skrif nie, en ons is verseker nie selektief as dit kom by ons Here nie. Luister wat God vir Israel in Eksodus 20:20, ek het hom vir julle op. Hulle is by Sinaai en hulle het gebewe die Israeliete. En hoor wat sê Moses vir die volk. Nou bewe hierdie manne, nee. Moses sê vir hulle, moenie bang wees nie, want God het gekom om julle te toets, sodat die vrees vir hom voor julle oë kan wees, dat julle nie sondig nie. So, julle kan net nou. So Moses sê, moenie bang wees nie, sodat julle kan bang wees. Dis wat hy sê. Moenie bang wees nie, Israel, God het julle getoets sodat julle kan bang wees. God het op Sinaai, het hy sy glorie, en 'n deel van sy glorie, 'n deel van sy almag het hy verspeel. Hy het dit vertoon, hy het gepraat, laat die aarde bewe, en Israel het letterlik in bewe gegaan. En God sê vir Moses, sê vir hulle, moenie bang wees nie. Hoekom moet hulle nie bang wees nie? Want hierdie groot God is vir hulle. Hy's vir hulle. So hy praat van twee vrese. Hy sê nie vrees dat ek jou sal kom verteer nie, maar durf nie vergeet wie ek is nie. Ek het jou getoets sodat jy weet wie ek is, en sodat jy nie vergeet nie. En dis hoekom die skrywer sê, want, laat ons God op die regte manier aanbid met vrees, want, dan druk hy op die karakter van God. Ons God is verterende vuur. Die evangelie verwyder nie die vrees van die Here nie. Want ek weet baie sal sê, maar ons lewe nou na die kruis, dis die evangelie, maar Hebreërs 12:29 gaan jou met 'n probleem los, want die evangelie verwyder nie die vrees van die Here nie, die evangelie sit net die vrees op die regte plek. Ons vrees nie God omdat ons bang is nie, nee, hy gaan ons nie verwerp nie, nee, ons vrees omdat ons weet wie hy is. Ons weet hoe groot hy is. En ek wil vir jou sê, ek dink nie, die sielkunde beweeg, in hulle artikels beweeg hulle meer na, plak vir jouself 'n sticker op 'n spieël elke môre waar jy vir jouself sê, ek kan, jy's 'n goeie ou, jy kan, jy's die beste, jy's nice, jy's aantreklik, jy's mooi, jy's pragtig, jy's 'n lekker stukkie stuk, hou jy net aan. Dis wat sielkunde sê. Die ophef van die self
Ek dink nie, die probleem lê oor ons moet 'n groter selfbeeld kry nie. Ek dink die grootste behoefte vir Christene is nie om meer te dink van onsself nie, maar om meer te dink van God. Om groter te dink van God. Moderne kerke maak God klein. Hy kan nie klein wees nie, maar hulle maak hom klein. Hulle sit sy glorie op die agtergrond, en sy heiligheid, en sy skoonheid, en sy krag. Dis soos om die leeu in jou slaapkamer in te bring, of in jou vertrek in te bring, in jou huis in te bring, om aan 'n touwtjie vas te maak en sê, kyk, hierso is my pragtige katjie. Wanneer God groot word sonde weer ernstig, nee. Wanneer God se heiligheid weer speel, dan besef ons die erns van 'n heilige lewe. Wanneer God groot word genade weer kosbaar. Wanneer God groot word Christus weer onmisbaar. En word aanbidding weer heilig. Sien jy hoe die vrees van die Here die perspektief oor God herstel? As ons groot dink van die Here, dan herstel dit hoe ons kyk na hom. Die derde en die laaste. Die vrees van die Here herstel die perspektief oor onsself. Dit herstel ons perspektief oor onsself. Die skrif sê vir ons, laat onsself met eerbiedige onderworpenheid, laat ons onsself met eer onderwerp. Laat ons God eer en onsself onderwerp. En nou, ek wil sommer 'n paar voorbeelde gebruik om vir jou dit verduidelik. Wanneer mense in die aangesig van God gekom het, Ou Testament, Nuwe Testament en Openbaring, dan sien jy dieselfde reaksie. As iemand God aanskou het in sy glorie, en net 'n gedeelte, as hulle hom aanskou het in sy glorie, is die reaksie altyd dieselfde. Weet jy wat is die reaksie? Hulle val op hulle gesig. Daar jy Jesaja, hy kom in die heerlikheid en hy sien die glorie van God en hy sê, die glorie maak die kamer vol. En Jesaja se eerste woorde is, wee my, want ek is verlore. Onthou julle Job? Job verloor alles. En Job en sy vriende vra die vraag, hoekom het dit gebeur, Job? Wat het jy gedoen? Dis sonde in jou lewe, Job. Nee, Job, dit is familievloek, Job. Dis al die goeters, Job. En hulle probeer die vraag vra, en sy vriende is weg. En nou is dit Job en God, en Job wend homself tot God, en hy sê, God, hoekom ek, en hoekom dit? En Job vra die vraag, en vir so lank van die boek van Job, vra hulle al die vraag, om uit te vind, hoekom het die goed met Job gebeur? En Job dring aan op 'n antwoord. En toe kry Job 'n antwoord. Maar nie die antwoord wat hy soek nie. Hoe antwoord God vir Job? God antwoord vir Job, deur hom vir Job te vertel wie hy self is. Wie God is. Hoor wat sê die Almagtige vir Job. Hy sê vir Job, dit is hoekom jy swaar gekry het nie. Hy vra hom 'n reeks retoriese vrae. Hy sê, Job, waar was jy toe ek die aardse fondament gelê het? Praat, sê hy vir hom, as jy dink jy weet so baie. Job, het jy al ooit in jou lewe die oggend beveel om op te kom? Het jy die dagbreek gewys waar sy plek is? Job, kan jy die weerligstrale uitstuur sodat hulle uittrek en laat die weerligstrale vir jou sê, hier is ons? Kom Job, praat. God antwoord Job met sy glorie. Hy antwoord hom met sy almag. En hoor wat sê Job? Job sê, ek herroep my woorde en ek het berou in stof en as. Hy is in aanbidding. Hy besef wie God is. En hy besef waar hy in pas. Petrus dieselfde. Onthou jy toe die Here Jesus sien? Toe sê hy vir die Here, gaan weg van my af, Here, want ek is 'n sondige man. Johannes op Patmos dieselfde. In Openbaring. Toe ek die Here sien, het ek soos 'n dooie aan sy voete neergeval. Hoekom? Want die lig van God se wese, die heiligheid, die glorie van God se wese, wys altyd die ware toestand van die mensheid. Dit wys ons waar ons is. En ek glo gesonde vrees van die Here vernietig hoogmoed. Dit haal ons van ons troon af en dit sit God terug op sy troon. Hy is daar, figuurlik gesproke. Ek glo dit breek selfgesentreerdheid af. En dit leer my dat ek nie die middelpunt van die heelal is nie.
Dit leer my dat Christendom nie gaan oor my nie. Maar dat dit 'n voorreg is om 'n Christen genoem te kan word. En dat Christus my gekoop het en jou gekoop het en jou gekoop het. Dat die God van glorie en die God van almag gekies het om homself te ontferm oor my. Wie is ek, Here? Ek is maar 'n sondaar. En hy sê vir jou, my genade het ek jou gekies. Ek ontferm my oor wie ek my wil ontferm. Nou die doel is nie om die Christen weg te dryf van die glorie van God nie. Dis nie. Die doel is om jou na God toe te dryf. Want jy besef wie hier groot God is. En jy besef waar jou posisie is. En jy sê, wow, ek het die voorreg, ek het die eer gekry om hom te aanbid. Dit los my in aanbidding. Dit dryf jou nie weg nie. God soek juist verhouding. Dit dryf jou weg van selfvertroue, verseker. Maar dit leer jou godsvertroue. So kom ek sluit af. Waarom het die gelowige die vrees van die Here nodig? Nie omdat ons in angs moet lewe nie. Hy wil nie hê ons moet bewe nie. Hy wil hê jy moet na hom toe kom met eerbied en onsag. En wanneer ons dit doen, dan herstel dit ons perspektief oor wat aanbidding werklik is. Dit sit ons hart in die regte posisie. Dit herstel die perspektief oor die allerheiligste en dit herstel my perspektief oor myself. Ek besef dat dit gaan oor my hart en dat dit gaan oor God en dat ek moet inval by hierdie God. En dit is die wonder vir my van die evangelie. Is die vrees van die Here is nie vyand van genade nie. Die vrees van die Here is die vriend van genade. Die vrees van die Here is die vriend vir die Christen. Die vriend van die Here is goed vir die Christen, want dit sit God op sy troon, dit hou my op my knieë en dit sit aanbidding op sy regte plek. En dis waar jy wil wees, Christen. Buigend in die regte aanbidding voor die allerheiligste. Kom ons bid. Vader, dankie vir die grootheid, die goedheid, die glorie. Wat is die mens dat jy aan hom gedink het? Vader, partykeer is ons so gesentreerd en ons maak dit oor ons en ons vergeet, Here, dat U die skepping gemaak om U te aanbid. Dit gaan oor U. Vader, en ek wil bid dat hierdie gesonde vrees en ons as 'n gemeente sal kom herstel. Dat ons weer sal fokus op die God van die heelal en om sy naam eer te bring, om U naam eer te bring, Here. Mag ons aanbid met ons harte, mag ons U ophef, Here, en mag ons neerbuig. O Gees van God, laat die wie ore het luister, laat dit groei, in Christus naam. Amen. Vriende, mag jy groot dink oor jou Here, en mag die vrees van die Here jou hart binnendring. Mag daar onsag ontwaak en nederigheid en 'n opheffing van die Allerhoogste, omdat hy homself vir ons ontferm. En daarom kan ek sê, gaan in die liefde van die Vader en die genade van ons Here Jesus en met die krag van sy Gees. Amen.